lees van vers 21 tot 24. En ons gaan vanoggend kyk, kinders, hoe dat Jesus reageer wanneer hy goeie nuus hoor. En wanneer hy hoor met watter krag die evangelie in die wêreld werk. Maar geliefdes, ons gaan ook vanoggend 'n bietjie moet dink. Die Here wil hê ons moet dink. Dink oor ons eie gesindheid teenoor Jesus. Maar ook dink oor ons eie gesindheid teenoor die evangelie. En 'n mens se gebed in alle nederigheid is, Here, as ons vanoggend na u entoesiasme kyk, na u vreugde kyk, Here, maak my 'n stralende kind van die Here. Maak my entoesiasties. Ek wil byna vir u sê, getrou ook aan ons as gemeente se opdrag en die eienskappe waarmee ons daardie opdrag moet uitleef is, Here, maak my, verbind my aan u evangelie. Verbind my as jong seun nou al aan die koninkryk van God. Verbind my nou al, sodat ek met uitnemendheid die naam van die Here Jesus op my lippe kan dra en op my hart kan dra, sodat die wêreld die entoesiasme in Christus kan raak sien. Kom, ek gaan hierdie woord aan die Here opdra. Ek gaan net kort saam met u bid. Here Jesus Christus, in die naam van die Vader, wil ons vanoggend u kom vra dat u deur hierdie Gees hierdie woord self sal verduidelik. En Here, dat hierdie woord ewig betekenis sal hê vir elkeen van ons. Maar ons wil ook om bid en vra dat hierdie woord wat Jeanette Olofse gaan intrek by die koninkryk, dat ook sy dierbare Here saam met Pa Cornel en Ma Annette, saam met die hele familie en die David, Here, dat hulle almal ook hierdie woord vandag ook sal verstaan en in ekstase voor u sal leef. Want Here, wat 'n God is soos u, wat kinders lief het terwyl hulle nog niks verstaan. Wat 'n God is soos u, wat kinders vergewe, al is hulle nog onkundig. Wat 'n God is u, Here, dat u groot mense, volwassenes, wat geleerd is en wat baie ervarings reeds het, steeds vergewe. Here, seën ons met hierdie woord. Maak dit self lewend, wees self die prediker hiervan. En help ons, Here, om 'n antwoord ook te kan formuleer en om ook hierdie saak vir ons uit te maak. Ons bid dit tot eer van u naam. Amen. Ons het op die 26 Julie en die Here het ons net gestuur met Lukas 10. Lukas 10 vers 1, waar die Here 72 of 70, maak nie saak nie, waar die Here 'n groep mense uitgestuur het om 2-2 hastig en vinnig na al die dorpe en al die stede te gaan wat rondom Jerusalem lê. En hulle moes na die dorpe toe gaan waarheen die Here Jesus beplan om ook te gaan. En die Here het hulle gesê, julle moet gaan. Ek stuur julle soos wolwe, soos skape onder wolwe in, of soos lammers onder wolwe in, maar ek wil hê, julle moet hastig gaan, en julle moet vir die mense gaan sê, die koninkryk van God het naby gekom. Nou is ons by die terugvoer van daardie 72 mense, wat vir die Here vol blydskap, daar by vers 17 staan het, vol blydskap teruggekom het, en gesê het, Here, selfs die duiwels onderwerp hulle aan ons by die hoor van u naam. En nou wil ek saam met u lees daar van vers 21. By daardie selfde geleentheid het Jesus, en dis 'n baie interessante inskrywing, het Jesus deur die Heilige Gees dit uitgejubel. Ek prys u Vader, Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het, en dit wat eenvoudig is bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit u genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toevertrou. Niemand weet wie die Seun is nie, behalwe die Vader. En wie die Vader is nie, behalwe die Seun. En elkeen aan wie die Seun dit wil bekend maak.
daardie teks wat ek nou gelees het, wat ek vir sê, is daar reeds 'n stuk diep teologie wat in die skrif op verskeie maniere beantwoord word en so meer. So daardie teks moet u nie gering ag nie. Ek lees dan vir vers 23 af. Toe draai Jesus hom na sy disippels afsonderlik en sê vir hulle: hoe bevoorreg is die oë wat sien wat julle sien. Want ek sê vir julle, baie profete en konings het daarna verlang om te sien wat julle nou sien, en hulle het dit nie gesien, en om te hoor wat julle nou hoor, en hulle het dit nie gehoor nie. Kom ons Bybels